Hallo almal, in hierdie video bespreek ek 2 lekker moeilike Venn-diagram oefenvoorbeelde. Voorbeeld 2. In 'n groep van 50 leerders neem 35 wiskunde en 30 neem geskiedenis, terwyl 12 nie een van die 2 vakke neem nie. Indien 'n leerder willekeurig gekies word, wat is die waarskynlikheid dat hy beide wiskunde en geskiedenis neem? Daar is 2 gebeurtenisse in die vraag, naamlik W, dat 'n leerder wiskunde neem, G, dat 'n leerder geskiedenis neem. Stap 1. Skets 'n voorlopige Venn-diagram met die beskikbare inligting. So daar is 2 sirkels, 'n W en 'n G, en dan is daar 'n oorvleueling. Stap 2. Daar is 12 leerders wat nie een van die 2 vakke neem nie. Ons kan dit voorstel as, en dan het ek vir die 12 daarin gesit. Nou goed, nou gaan ons aan. Daar is 50 elemente in die steekproefruimte. En ons kan sien dat 50 minus 12 is gelyk aan 38 elemente in W of G is. Sover weet ons dat die waarskynlikheid of liewer N is die steekproef W is 35, dis die wiskunde. NG is die geskiedenis, dis 30. En dan weet ons nou N, W of G is 38. Onthou, of is die vereniging van alles saam. Vanuit die optelreël kry ons N, W of G is NW plus NG minus NW en G. En die optelreël vind jy op die formuleblad. So nou kan ons invervang. In N, W of G se plek kan jy 38 invervang. NW is 35, NG is 30, minus N, W, en G, want N is die snyding, dis wat ons gaan bereken. Dan, as jy alles na die een kant toe oorvat, en jy doen net 'n bietjie 'n berekening daar, dan kry jy dat die snyding, W en G, is 27. Dan kan jy dit nou in die snyding invervang, so jy die optelreël gebruik. Nou ja, nou moet ons bietjie uitwerk wat van wiskunde, wat van geskiedenis. Ons weet mos die wiskunde is 35, minus die 27 wat ons nou albei het, dus is daar 8 leerders wat wiskunde het, en dan die geskiedenis gaan wees die 30 minus die 27, wat 3 leerders is, wat slegs geskiedenis het. Voorbeeld 3. In 'n studie is 160 mense gevra wat hulle doen gedurende beurtkrag. Die 3 opsies waaruit hulle kan kies is lees, doen kuns of speel op hul foon. Die resultate van die studie is as volg. 70 mense doen kuns K. 80 mense lees L. 80 mense speel op hul foon F. 42 mense lees en speel op hul foon. 36 mense doen kuns en speel op hul foon. 136 mense doen minstens een van die aktiwiteite. 14 doen al 3 aktiwiteite. Nou goed, nommer 1. Skets al die inligting op 'n Venn-diagram. Nou ja, nou moet ons 'n bietjie dink. Stap 1. Mense wat niks doen nie, is die 160 minus 136. Dit is 24, want onthou nou, 136 mense doen minstens een van die aktiwiteite. So daar is 24 mense wat niks van hierdie 3 goed doen nie. So waar sit ons dit? Dit kom net hier in die steekproefruimte, ergens op sy eie. Stap 2. 14 mense doen al die aktiwiteite. Dit
is die snyding. Vul in die snyding. Daardie ene. Stap 3. Daar is mense wat lees en op hul foon speel. Met ander woorde, dit is 42 minus die 14 wat alles doen. So dit is 28. So dit moet nou wees die snyding tussen lees en foon. Dit is daardie ene. Stap 4. Mense wat kuns doen en op hul foon speel. Dit is 36, maar minus die 14 wat alles doen. Met ander woorde, dis 22. Waar pas dit nou in? Tussen kuns en foon, dit is 22. Stap 5. Mense wat net op hul foon is 80 minus 28 minus 14 minus 22 is 16. Daar het ek hom vir jou ingevul. Stap 6. Ons weet nie wie lees en doen kuns nie, daarom maak ons dit X. Slegs lees is 80 minus die 28 minus 14 minus X, so slegs lees is dan 38 minus X. Daar het ek hom vir jou ingevul. En dan slegs kuns is 70 minus 14 minus 22 minus X. Slegs kuns is 34 minus X. Nou goed, nou kan ons vir X oplos. Hoe gaan ons dit doen? Ons gaan sê, bereken vir X. Deur te sê, 160, die totaal, is gelyk aan 38 minus X plus die X plus die 34 minus X plus 28 plus 14 plus 22 plus 16 plus 24. En as ons vir X oplos, dan kry ons X is 16. So hieronder kan jy nou net na hierdie Venn-diagram toe gaan, daar het ek vir jou gewys. X is 16 en dan kan ons lees uitwerk, ons kan sê 38 minus die 16 wat X is dan 22 en die kuns is dan 34 minus X wat 18 is. Nou is ons Venn-diagram volledig. En onthou, jy kan 'n kontrole uitoefen, as jy al daai bymekaar tel, dan moet dit 24 gee. Nou goed, nie 24 nie, 160. Nommer 2. Hoeveel mense doen geen van die aktiwiteite nie? Dit is 24, dit is daardie een op sy eie. Nommer 3. Hoeveel mense lees en doen kuns, maar speel nie op hul foon nie? So as jy nou gaan kyk, dan gaan jy sien, lees en kuns en speel nie op hul foon nie, is daar die 16 daar. En dan nommer 4, wat is die waarskynlikheid dat 'n persoon wat willekeurig gekies word ten minste 2 aktiwiteite doen? Dit beteken dis alle snydings. Met ander woorde, waarskynlikheid ten minste 2 aktiwiteite is die snyding tussen lees en kuns. Of, wat plus beteken, die snyding lees en foon. Of plus die snyding kuns en foon. Of die snyding van al 3. En as jy dit dan uitwerk, is dit 16 op 160. Plus 28 op 160, plus 22 op 160, plus 14 op 160, en dit gee vir jou 'n half wat 50% is. In die volgende video bespreek ek boomdiagramme. Klik op die video in die linkerkantste hoek hierbo om jou direk na daardie video te neem.